Ek wil naby U bly. Liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te wees. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find You in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon Your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in Your embrace, for I am Yours and You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, You've never failed, and You won't start now. And I will call upon Your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in Your embrace. I am Yours, You. Oh, You are mine. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever You would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust
above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Jesus, you are Here, dankie vir 'n wonderlike oggend. En mag hierdie diens en alles wat ons doen, U naam verheerlik. Amen. Before I knew you, God, I was lifeless. Before you came to save me, God, I belonged to the night. Before you came to save me, God, I was fighting enemy's fight. But then you came, God, and I was free. Then you came, God, and now you welcome me. So ek nooi jou uit, hier is Anouk se eie woorde, sy het dit self geskryf. En ek nooi jou uit om jou eie woorde na die Here toe te kom. Die boodskap wat jy baie welkom is. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloop kind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind die werd, wou self my sake reël. My lewe
bring my verlore mens weer in die Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Seun Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Dit is ook die werk van die Here wat ons om die tafel byeenbring. Ons begin vandag met die eerste week van lydenstyd en hierdie 40 dae sonder ons onsself af om werklik na te dink oor die betekenis van Christus se kruis en sy opstanding. En daarom is daar nie 'n beter manier om hierdie tyd van voorbereiding in te lei, as om hier by die tafel onsself te herinner aan die betekenis van Christus se kruis. Dat ons vryheid, om vry te wees van sonde, het 'n koste gehad, wat Christus gedra het. Die feit dat ons vrylik in die Here se teenwoordigheid kan wees en hom kan loof, dit is genade. Die feit dat ons deel van 'n geloofsfamilie kan wees, dit is genade. Die feit dat ons kan groei in diepte en wyte in ons pad van geloof, dit is alles genade. En so voordat ons hierdie tekens gaan neem, wat ons herinner aan dit wat Christus vir ons gedoen het, wil ek julle uitnooi in 'n paar oomblikke van stil gebed en bietjie selfondersoek. So kom ons maak ons oë toe en dan doen ons 'n gebed van belydenis. In hierdie tyd wat kom, gaan ons na Petrus se storie kyk. En vandag se teks spesifiek, hoe Petrus nie eers bewus was dat hy in die teenwoordigheid van God was nie. Dit het 'n storm later gevat om daai bewussyn van wat hierdie God kan doen en wie se teenwoordigheid is, en 'n klomp ander gebeurtenisse wat sy hart na Jesus toe kon laat draai. Lees ons van Jesus wat Petrus geroep het om 'n disipel te wees. In vandag se verhaal is Petrus vir geruime tyd in die teenwoordigheid van God voordat hy dit besef. Jesus klim in Petrus se boot en hy sê vir hom om na die diep waters toe te gaan, saam met hulle nette te laat sak. En dit is eers wanneer die boot dreig om te sink as gevolg van die uiterste oorvloed van visse, dat Petrus na Jesus draai en waarlik sien wie in sy boot is. Soms mis ons dit wat reg voor ons is. Gelukkig bly Christus in elk geval in ons boot te kruip. Sluit dus by my aan in die gebed van belydenis, nie uit vrees uit nie, maar uit die begeerte om uiteindelik te sien wie reg voor ons is. Liefdevolle Here, U roep ons op U naam. U sluit by ons aan in die diep waters van die lewe. U nooi ons om ons nette uit te gooi en U te volg, en tog meer dikwels as wat ons wil erken, is ons soos Petrus. Oor en oor staan ons oopmond en verbaas om U in ons midde te vind. Vergewe ons dat ons U stem met ons eie stem verdrink het. Vergewe ons dat ons aanneem
dat ons self diep waters kan aanpak. Here, draai ons harte, draai ons verstand en draai ons gees tot U, want U is die Here ons God, en dit is in U naam wat ons bid. Amen. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, Gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal. kom ons staan net so, en dan sing ons die Onse Vader. Ons vra dat julle sit en dat die gemeenteraad wat die nagmaaltekens gaan uitdeel vorentoe sal kom. En dan gaan ons luister soos wat die tekens uitgedeel word na 'n lied wat ons help om te onthou wat Christus vir ons gedoen het. I take the bread of life,
broken for all my sin, your body crucified to make me all again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's end for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. I walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance. You've been so, so good to me, and you've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depth, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race, remind me you're not finished yet. Hallelujah, 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 I live in remembrance. Kom ons maak net seker, het almal die brood ontvang? En dan net 'n herinnering, die silwer kelkie het wyn in en die glas sap. Is daar iemand wat dalk oorgeslaan is met die sap of die wyn?
hier so voor, dan het jy. Jesus was in die geselskap van sy vriende, sy disippels, toe hy die brood geneem het en gesê het, hierdie brood is my liggaam, wat vir julle gebreek is. Vandag eet ons hierdie brood en dink wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het, dat hy ons sonde weggeneem het. Jesus het die beker geneem, die wyn geskink en gesê, hierdie wyn is my bloed, wat vir julle vloei. Drink dit en onthou, wat ek vir julle gedoen het. Ons drink hierdie kelkie, en weet, dat alles wat Christus gesê het, ook waar is vir ons. Ons sit net so en dan sing ons, ek weet verseker. Ek weet verseker, dat Jesus seën, hy het my sonde, sy liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Sy genade, liefde en trou, het ons so God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeienis die ware geluk. Selfs as ek struikel en ek berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. So ons het 'n kansie vir al die kinders van voorskool en tannie Ingrid sê die graad 3's kan ook maar gaan. So daar staan sy daar agter en julle kan saam met haar uitbeweeg nie. Hou maar, jy kan jou posisie kom inneem
En dan gemeente, kom ons sing die voorbereidingslied, lied 255. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verewig, waarin God hom openbaar, woord betrouwbaar vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sy ons dan nooit laat bewe. In die woord het ons die lewe. Goeiemôre gemeente. Baie dankie vir die uitnodiging, baie dankie vir die vriendelike ontvangs, dankie vir die voorreg dat ek en Leon, my man en Nikus, ons seun, vanoggend hier saam met julle kan wees, dat ons ook aan die nagmaalstafel saam kon wees, en vir die voorreg om vanoggend ook die woord van die Here aan julle te bedien. Nou ek het toestemming om hierdie storie te vertel. My eerste gemeente was in Prieska gewees, ek is in 2008 Prieska toe beroep, en ek het in Appington groot geword, so die Noord-Kaap lê gemaklik onder my kaalvoete, as ek oor die grens gaan, so van die Wes-Kaap af daardie rigting. Dit was vir ons 'n wonderlike voorreg om daar in Prieska gemeenskap te begin, maar een van ons eerste uitstappies was daar om vir ons kinders te gaan wys, waar het hulle ma groot geword daar langs die Oranje rivier. En ek sê ek het die toestemming, so een van my kinders volg my oë, wat toe nou op daardie stadium so 10, 11 jaar oud seker was, toe ons so by Appington inry, nou dis so 250 km van Prieska af. Ons sê altyd, Prieska is baie sentraal, dit is eintlik 1000 km van alles af. Maar van Appington af daarom 250, en toe ons die oggend so inry in Appington, is daar een van die groot uithangborde langs die pad, wat sê, Appington vir Jesus. En hierdie kind van ons hak af, en hy lees dit so, en hy sê, mamma, is dit nie verkeerd nie, moet dit nie eintlik wees, Jesus vir Appington nie. En in daai oomblik dink ek, goeie genade, dis nou 'n kind wat in 'n gereformeerde teologiese huis groot word. Want begin alles nie maar by Jesus nie. Begin mos nie by ons nie. Hierdie opmerking van uit die mond van 'n suigeling het eintlik vir jare lank al by my bygebly. En ek dink in die reeks waarmee julle as gemeente vanoggend begin, is dit miskien ook iets wat julle in die agterkop kan hou. Wanneer ons so 'n bietjie kou aan wat is dit om 'n volgeling van Jesus te wees? Wat vra dit van my? As ons 'n bietjie worstel met wat is geloof? En wat is my posisie, my verantwoordelikheid ook as 'n gelowige in navolgingskap van Jesus Christus veral? En miskien is daar nou nie baie van julle wat hiermee kan identifiseer nie, maar miskien is daar tog wel. Veral wanneer 'n mens jou self betrap, dat jou hart so bietjie op dwaalweë gaan. En jy wonder, hoe het dit gebeur? Van waar ek begin het met God, nie waar ek nou is, hoe het dit gebeur? En hoe kom ek terug van so 'n plek af? Ons dwaalende harte. Ons is in 'n besonderse tyd in die seisoen van kerkwees, lydenstyd. En in hierdie lydenstyd, natuurlik gaan ons in die voetspore van Jesus stap, maar ons gaan dit op 'n besonderse manier doen. Ons gaan dit doen deur die oë van een van Jesus se disippels.
Aan die ander woorde, deur die oë van iemand wat ook deur Jesus geroep is, iemand wat ook op die pad van geloof in Christus begin stap het, en iemand wat dikwels op daardie pad beleef het, dat sy hart dwaal. Naas Jesus Christus self, is Petrus die een persoon na wie daar die meeste verwys word in die Nuwe Testament. Gaan doen maar 'n woord soektog na name in die Nuwe Testament. Jesus natuurlik, oor wie dit gaan, die Nuwe Testament, maar dan Petrus. Al die verhale wat vir ons opgeskryf is oor Petrus se roeping waar ons nou vanoggend begin en regdeur sy pad van groei as disipel van Jesus Christus en uiteindelik die rol wat Petrus speel in die bou van die kerk, die vestiging van die kerk van Christus op aarde. En miskien terwyl jy in hierdie 40 dae so deur Petrus se oë na Jesus kyk en sy selfontdekking beleef, miskien sal jy in hierdie tyd agterkom dat wanneer Petrus op sy verste van Jesus af gevoel het, selfs gestaan het, gesit het, God eintlik die naaste, dit die tye is wat God eintlik die naaste aan hom was. Daarom dat Petrus ontdek deur sy lewe, dat dit nie eintlik gaan oor hoe ver ons van God af of hoe naby ons aan hom is nie, maar dat daar altyd hierdie vastigheid is. Hierdie evangelie waarheid, goeie nuus waarheid is, dat God altyd naby ons is. Dit is nie God wat dwaal nie. Dit is maar ons menslike harte wat ons soms lei op paaie. So as ons nou gaan lees uit Lukas 5 uit, let sommer van die begin af op. Waar is Petrus in die skare? Nou ek het vanoggend so effens 'n oomblik gehad, Jolandi, en ek moet dit net vinnig bely. Toe ek hier kom en ek sien, die tema van vanoggend is, hy het my uitgesoek. Toe besef ek maar, ek het gewerk met hy het my gesoek. En ek hoop dis okay. Ek dink die twee kom redelik na aan mekaar. Ek dink selfs, die feit dat hy my soek, is 'n vlak dieper as om uitgesoek te wees deur Jesus. So jammer daaroor, ek het dit gesien toe ek hier kom sit het vanoggend. Kom ons bid. Here, u woord is oop en ons sit hier met verwagting. Ons verwagting is dat die woord wat lewe gee, ook vanoggend in ons harte sal posvat. Here, dankie vir getuienisse in hierdie saamwees van gelowiges van jare se pad saam met u. En dat ons dan vanoggend kan kom sit en sê, maar ons het nog steeds 'n verwagting, altyd nog 'n verwagting, dat u ons selfs dieper intrek in u Vaderhart in, en ons omarm met u teenwoordigheid. Heilige Gees, dit is u, wat woorde wat op skrif op papier staan, lewend maak. En daarom is ons verwagting vanoggend van God die Vader, Jesus, ons verlosser, vriend, maar in besonder dan in hierdie oomblik ook Heilige Gees, u wat ons leidsman is, die lig op ons pad. Amen. Ons lees uit Lukas, ja, daar is die Appington vir Jesus bord. Ek vergeet gewoonlik hierdie Crib Notes as ek eers begin gesels. So, uit Lukas 5 uit lees ons van vers 1 tot 11. Op 'n dag, toe Jesus langs die meer van Genesaret staan en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en hulle was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skuit af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, let op, hy noem hom Simon hier, gaan uit na
sak julle nette daar om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg en niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak. En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeur. Hulle het vir die makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help, en toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak dat dit begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knieë van Jesus neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Nadat hulle die bote op die strand getrek het, het hulle alles gelos en hom gevolg. Nou, hier is verskriklik baie detail in hierdie teks wat ek tot my verbasing en my voorbereiding eintlik weer raak gelees het, en sommige van dit eintlik al vir die eerste keer besef het wat hier gebeur. En ek gaan net 3 goed vanoggend uitlig, en ek gaan dit doen op 'n baie eenvoudige manier. Ek gaan dit doen aan die hand van 3 B's. 3 B's, en na elkeen van hierdie B's, die 3 gedagtes, gaan ek 'n vraag vra, waarmee ek en jy kan huis toe gaan. Dalk onthou jy al 3 vrae, dalk onthou jy net 1, dalk onthou jy dit glad nie, maar het jy 'n oomblik nou net hier tydens die erediens vanoggend geleentheid om daaroor te dink. So die eerste B is beleef dit. En ek vermoed julle kan die ander al daar sien, dis nie 'n geheim nie. Ons gaan praat oor beleef dit, bely dit en bereken dit. En op die manier so ietsie ontsluit van die interaksie wat hier tussen Jesus en Simon Petrus afspeel. Terwyl ek voorberei het aan die gedeelte, het die prentjie van wat daar gebeur by my opgekom. En miskien kan jy vir jouself ook vir 'n oomblik dit probeer indink. Hulle is langs die Genesaret meer, dis die See van Galilea, sy ander naam. En daar is 'n skare mense, so wat so, dat Jesus dit nodig ag om afstand te kry tussen hom en hierdie skare. Maar waar is Petrus op hierdie oomblik? Petrus en die ander disippels is nie in daardie skare nie. Die gedeelte sê, baie spesifiek, die skare het gekom om na God se woord te luister. En Petrus sit en spoel visnette uit. Petrus is nie in die skare nie. En dit was die eerste vraag wat by my opgekom het, hoekom hou hy homself eenkant? Hoekom is hy nie deel van die skare nie? In die proses ontdek ek toe, want 'n mens kyk nou maar altyd as jy die evangelies lees, dan kyk jy hoe het Matteus die storie vertel, hoe het Markus die storie vertel, hoe het Johannes die storie vertel. En in die proses kom ek agter dat hier 'n tydlyn is wat 'n mens dan mos nou nie besef as jy nou net Lukas lees nie. Hier is 'n tydlyn. Hierdie is nie Petrus se eerste ontmoeting met Jesus nie. As jy net die vorige hoofstuk lees, hoofstuk 4 vers 38, kry mens ook al 'n wenk dat dit nie Petrus se eerste ontmoeting met Jesus is nie, want in hoofstuk 4 kom Jesus by Petrus se skoonma aan huis en sy lê siek met 'n hoë koors. So Petrus was by die geleentheid saam. En Jesus genees sy skoonma van daai hoë koors. Die vrou staan net daarop en is reguit kombuis toe. Gaan maak kos vir die mense. Lees maar daar in vers 38. Radikale genesing. Sien onmiddellik kans weer vir haar kombuis. Petrus het dit aanskou. Maar die ontmoeting van Petrus met Jesus wat selfs 'n bietjie verder teruggaan as net die vertelling hier in Lukas, is die dag na Jesus se doop, deur Johannes die Doper by die Jordaanrivier. Petrus was nie die dag van Jesus se doop teenwoordig nie. Kan dit lees in Johannes 1
Ek net sien waar het ek geskryf, daar in Johannes 1 vanaf vers 35 kan jy dit gaan lees. Petrus was nie teenwoordig nie, maar Andreas was wel teenwoordig gewees. En die volgende dag, die dag na Jesus se doop, is Andreas saam met Petrus en is hulle daar bedrywig rondom die Jordaanrivier en sien Andreas vir Jesus. En hy gryp Petrus aan die mou en sê, ek wil jou gaan voorstel. Dit is die een van wie Johannes gepraat het. En hy vat vir Petrus en Petrus ontmoet vir Jesus. En dan sê die teks so mooi, daar in Johannes 1, sê dit, Jesus het hom stip aangekyk vir Petrus. En hy sê vir hom, jy is Simon, maar van nou af sal jy Sefas genoem word. En Sefas is die Arameese naam vir Petrus, wat ons mos nou weet rots beteken. Dit was Petrus se eerste ontmoeting met Jesus gewees. Daarna, as ons die Matteus Evangelie lees, dan vertel Matteus nou in breë trekke ook rondom Petrus se roeping as disipel van Jesus, maar Lukas se vertelling suggereer, as ons soms 'n bietjie dieper kyk en ons neem al hierdie ander inligting wat ons het in ag, suggereer Lukas dat ja, Petrus het Jesus ontmoet, hy het 'n ontmoeting met hom gehad. Petrus het selfs al van Jesus se wonders aanskou. En dan nou, bietjie verder af in die pad, sit hy aan die kant van die skare. Is hy nie deel van die skare nie? En 'n mens sou wonder hoekom. Nou, miskien in 'n mens se eie belewenis van geloofsgemeenskap en die aanhoor van God se woord, beleef jy ook soms, maar ek is hier, maar ek staan so effentjies terug. En daar's 'n rede daarvoor. Ek wil nie te sigbaar raak hier in die gemeente nie. Ek wil nie te voor op die verhoog wees daar by my werk nie. As ek nou regtig gedwing word, sal ek erken, ek glo in Jesus. Ek volg so ou op TikTok wat so gaan, dan loop hy net so randomly verby mense, dan sê, do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? En dan is dit interessant om mense se reaksie te sien. Party vervies hulle, sê it's personal. Ander sê net eenvoudig, no thank you. Ander sê net no. En dan is daar soms iemand wat sê, well, I actually do. En dan is daar so 'n oomblik in die gesprek. Soms tree mens so effentjies weg. Petrus tree in hierdie weergawe van Lukas weg uit daardie skare uit. En die vraag is, hoekom? Wanneer sy oog dan val op Petrus wat besig is om die nette skoon te maak, en hierdie groot skare hier voor hom, dan draai Jesus se fokus na Petrus toe. Hy vra nie een van die ander nie. Hy sê vir hom, as jy nou die teks gaan lees, dan klink dit asof dit net hy en Jesus was. Hy vra vir hom, roei my in jou boot 'n entjie weg. En dan gaan sit hy in Petrus se boot. Nou, 'n mens wonder wat Petrus se belewenis was, toe Jesus hom gevra het om dit te doen. In die eerste plek sê die teks, hulle het heel nag gewerk. Hy was moeg. Hy het vorige ervarings met Jesus gehad. In hierdie oggend kies hy om nie deel te wees van die juigkommando nie. Hy sit eenkant, hy hou hom met sy eie goed besig. Hy het 'n onsuksesvolle nag agter die rug. En dit bring my by die eerste vraag, wat ek vanoggend ook hier tussen ons wil laat. Waar in jou pad met God het jy so vir die eerste keer bewus geraak van Jesus? Waar? Baie van ons het in Christelike huise groot geword, maar daar's tog op 'n mens se lewenspad wat jy 'n dieper bewuswording het. En dan wat saamgaan met die vraag is, wat is van die eerste goed van God wat jy geleer het, wat jy ontdek het? Wat is van daai eerste belewennisse? Ek gaan dit vir 'n oomblik net eers daar los. Wat volgende gebeur?
wat so bietjie miskien 'n sluier vir ons lig oor Petrus se aanvanklike terughoudendheid. Dat hy nie aanvanklik saam met die res van die skare hier aan Jesus se lippe hang nie. Is na Jesus die skare geleer het, dan draai hy, en dis hoekom ek sê, ek dink dit was net Jesus en Petrus op die boot. Lees die teks, dit lyk so. Dan draai hy na Petrus toe. Nou waantoe vlug 'n mens as jy in die teenwoordigheid van Jesus Christus is en jy is op 'n meer en jy is op 'n boot? As nêrens heen wat jy kan vlug nie. Lukas sê nie vir ons wat met die res van die skare gebeur het nie. Was hulle nog daar op die wal? Het hulle nou sit en kyk wat nou hier gebeur tussen Jesus en Petrus? Het hulle gesien die bote het weer uitgegaan, het hulle die klomp visse gesien, was dit hulle deel van die skare wat die groep mense wat Lukas hier sê in verwondering was oor wat Jesus doen? Ons weet nie. Maar wat baie duidelik is dat hier 'n baie naby ontmoeting tussen Jesus en Petrus hier op die boot is. En dan sê Jesus vir hom, gaan terug diepsee toe met julle bote en gooi julle nette weer uit. Nou Petrus weet genoeg van Jesus om nie te stribbel nie. Hy weet genoeg om te weet, wel, hier kan dalk nou iets gebeur. Maar hy laat glip darm in sy antwoord, laat glip hy darm in, hy sê, ons het die hele nag al geswoeg, is nou nie asof ons nie al probeer het nie, is nou nie asof ek heel nag nie gewerk het nie, maar dit is reg. As u so sê, dan maak ons so. Ek wil my haas na hierdie verdere interaksie tussen Jesus en Petrus wanneer hulle terugkom met die nette vol vis, die bote wat sink van die rekord oes wat hulle insamel daar in die oomblik. 'n Mens sou verwag dat na hierdie wonderwerk wat Petrus aanskou, saam met sy makkers, soos die teks sê, 'n mens sou verwag dat Petrus net daar voor Jesus neerval en hom loof en prys. Hy val wel voor hom neer, maar hy loof en prys nie die Here nie. Hy val voor hom neer en hy sê, Here, gaan weg van my af. Gaan weg van my af. In daardie oomblik is Petrus buite homself van aandoening, hierdie ervaring wat hy pas gehad het, miskien as ek mag sê, buite homself van 'n emosie wat 'n mens eintlik sukkel om jou vinger op te lê. Wat is dit wat hy in daardie oomblik beleef het? En dan sy volgende woorde, die belydenis, gaan weg van my af. Ek is nie goed genoeg om hier in u teenwoordigheid te wees nie. Ek is 'n sondaar mens. Ek is onwaardig. Nou hierdie is eintlik 'n fascinerende oomblik tussen Jesus en Petrus. Dit is die effek wat die heiligheid van God op 'n mens het. Ons praat oor God. Ons sing oor hom. Ons bid tot hom. En dan kom daar net skielik soms in 'n absolute onbewaakte oomblik wanneer jy besig is om daai lied te begelei, wat jy net weet, ek is nou op 'n ander plek. Ek is in die teenwoordigheid van die heiligheid van God, en in daardie oomblik, hoe dit 'n mens baie keer met emosie oorval. Baie keer met 'n ervaring oorval van 'n diepe bewussyn. Ja, van die teenwoordigheid waarin ek is, maar 'n diepe bewussyn van wie ek is. En daarom Petrus se woorde is een ding. Een ding om te sê, ek is 'n sondaar mens, ek kan nie hier wees nie. Maar wat dieper as dit lê, is waarskynlik 'n diep ervaring van vrees. Vrees, ek is nie goed genoeg nie. En daarom is hy op die rand van die skare. Is nie sy eerste ontmoeting met Jesus nie.
En 10-1, heel waarskynlik, is dit so dat hy nie waardig voel vir iets wat hy hier sien aan die kom is nie. Daardie stipkyk van Jesus in sy oë by die Jordaanrivier. Daardie vorige dag in sy skoonma se huis en die oogkontak wat hy waarskynlik met Jesus gehad het. Ek dink Petrus het dit voel kom. Dat Jesus vir hom gaan sê, ek het vir jou 'n naam gegee, jy weet mos wat dit beteken, rots. En iets in Petrus net gesê, it's not me, it's not me. Petrus se hele storie verder, waaroor julle in die volgende 40 dae gaan fokus, is vol teenstrydighede soos hierdie. Aan die een kant, die aantrekkingskrag na Jesus toe. Die wil wees, die wil luister na wat hy te sê het. Die wil toegee aan die goedheid van Jesus wat hy hier beleef met die wonder wat hy pas hier aanskou. En aan die ander kant die wegskram, die dwaalende hart. Dis die teenstrydigheid baie keer ook in ons eie pad met Jesus. Die draaipunt kom wanneer Petrus erken wat dit is wat in sy binneste aan die gang is. Ek is nie goed genoeg nie, ek is dit nie waardig nie, ek is 'n sondaar mens. Die draaipunt kom wanneer Jesus dan nie weggaan nie, soos wat Petrus vra nie, maar dat Jesus bly en 'n belofte aan Petrus maak. Petrus troos, Petrus se diepste vrese troos en sê, ek gaan van jou maak wie jy bedoel is om te wees. Ek gaan dit vir jou doen. Jy hoef dit nie te wees nie. Ek gaan dit vir jou doen. Jesus vir Appington. Nie Petrus vir Jesus nie, maar Jesus vir Petrus. In hierdie oomblik is dit 'n identiteitstoesegging. In die oomblik is dit 'n roeping. In die oomblik is dit 'n lewensdoel. Die vraag weer vir ons vanoggend. Sê jou dwaalende hart ook soms vir jou dat jy nie goed genoeg is nie. Dat jy dit nie heeltemal maak nie. Dat jy nou nie eintlik een van daai ouens is wat as jy op die straat voorgekeer word gaan sê, well, I actually do. Inteendeel, ja, ek trouwens, ek glo in Jesus Christus nie. My GPS, as ek hier in die noorde my pad probeer soek, sal dikwels vir my sê, herbereken. Ek kan nou nie onthou wat dit in Engels nie, maar ek het, wie? Recalculate. Dit is eintlik nog beter, want Petrus het somme gemaak wat hom heel by die verkeerde antwoorde laat uitkom het. Antwoorde wat gesê het, Jesus moet liewer weggaan. Recalculate. Nou, julle sal dit nou nie meer agterkom nie, maar kom ek sê nou vir julle, ry nou met 'n GPS hier, hy vat jou op 'n afrit, en dan net sodra jy so 'n sig van verligting slaag, dat jy die regte afrit gevat het, dan is die afrit 'n afrit. En dan is dit suid en noord, en dan moet jy weet watter kant van die Voortrekker Monument Johannesburg lê. Want dit help my ons nog minder, as hy sê, nou moet jy Pretoria Suid of Pretoria Noord toe. Dikwels herbereken, recalculate. Ons geloofspad met Jesus Christus, met God as ons Vader en Skepper, is nie 'n hoofweg hemel toe nie. Is nie asof wanneer ek hoor hy roep my en ek sê dis reg Here, my pad en u pad, dit sal saamloop vorentoe, beteken dit nog nie, ek moet nie soms recalculate nie, herbereken nie, weer bereken nie. Want deel van ons menswees, en daarom is dit so wonderlik dat ons in hierdie 40 dae 'n rolmodel soos Petrus kan bestudeer. Want Petrus was by uitstek mens, kwesbaar, soos onsself. Kunskap of disippelskap
gaan nie oor die feit dat ek nie ook soms moet recalculate nie. Dat my hart nie soms dwaal nie. Maar dit gaan daaroor dat ek altyd kan terugkom na die diepste belofte van kindskap van God. En dit is dat Jesus vir Petrus kom soek het by die meer. Petrus het nie uit eie keuse die oggend aangesluit by die skare wat kom luister na die woord van God nie. Jesus het hom kom opsoek. Jesus het hom kom uitsoek. En daardie beloftes, en dit sê ek mos nou maar in ons goeie gereformeerde teologie, dat ons voortdurend getuig teenoor mekaar, die inisiatief begin altyd by God. Die onus lê nie by my, of ek God se kind is of nie. Daarom sal die dingetjie wat sê, ja, ateïste kan sê hulle glo nie in God nie, maar dit verander niks aan die feit dat God nie in ateïste glo nie. Elke mens is geskape na sy beeld. Het God sy oog op, kom soek God uit, wanneer hulle met hulle eie goed selfs besig is. Kunskap is om vas te hou aan hierdie belofte. Kunskap is om 'n bepaalde kyk op die lewe te hê. 'n lewens- en wêreldsbeskouing wat sê, elke mens wat langs my sit, is waardig God se liefde. Ek is waardig God se liefde. Ek is waardig Jesus se roeping. My identiteit lê in wie God sê ek is, nie in wie anders sê, of wie ek selfs soms dink nie. En daarom die derde vraag. Ek aanvaar dat ons vanoggend hier as 'n groep medegelowiges is, ons ken almal die Here. Ek aanvaar dat almal van ons al vir die grootste deel van ons lewe waarskynlik. Hier is dalk wonderlike uitsonderings, mense wat getuienisse het van onlangse hoor van Jesus se roepstem, maar ek aanvaar ons kom al 'n lang pad met die Here saam, elkeen van u. My vraag is vanoggend, hoe gaan dit op jou pad van volharding? Waar sien jy jouself in hierdie verhaal vanoggend? Is jy op die kant? Hoekom is jy op die kant? Is jy in die skare? Is jy in die boot saam met Jesus? Lukas 5 wil ons vanoggend herinner. Jesus vir Dommies Day. Jesus vir hierdie gemeente. Jesus vir jou. Jesus vir elkeen van ons. Die belangrikste boodskap is dat Jesus vir Petrus gaan soek het. Dat hy hom uitgesoek het, opgesoek het, daar aan die kant van die skare. Ek sluit af, in 2006 is daar 'n fliek, 'n film gemaak oor die lewe van William Wilberforce, en hy was 'n politikus, 'n filantroop, 'n aktivis gewees teen slawehandel in Brittanje in die 1800s. En by 'n geleentheid, hy is ook uiteindelik die een enkele figuur wat verantwoordelik was daarvoor dat slawerny in 1834 as onwettig verklaar is. Dan is daar so 'n toneel in hierdie film waar William Wilberforce sit en hy beleef 'n ontmoeting met God. En dan kom sy manlike knegg, sy butler. Dan kom sy butler by hom en hy sien maar hier's iets aan die gang hierso en hy sê, "Sir, are you okay, sir?" En dan al wat William uitkry is hy sê, "It is God. It is God." En dan sê Richard, die butler, dan sê hy vir hom, "Did you find him, sir?" En dan sê hy, "No, Richard, he found me." Amen. Here, dankie dat U nie opgee op ons nie. En dankie dat ons daarom kan voortgaan. Al is dit soms stoot en trek. Al is dit soms met kwesbare dwaalende harte. Dankie vir die lewe van Petrus. En ek bid nou, Here, dat U ons in die voortsetting van ons bestudering van sy lewe, kyk deur sy oë, dat U hierdie gemeente sal seën, tot hulle innerlike vreugde, verryking, maar in besonder dan ook tot U verheerliking in hierdie omgewing, waar U hulle geplaas het, geroep het, ook gaan haal het, kom neersit het, om 'n kragtige getuies te wees.
van die goeie nuus van God se liefde vir die wêreld hier rondom ons. Amen. Gemeente, ons gaan na 'n video kyk, die afkondigings van die week, en daarna het ons geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En welkom terug in die tabernakel. Ons tabernakel is op die week van die slinter nie versalvlaag, as gevolg van die constructie dat in die saal begin. Die is maar so die geduldig, en moet nie wou nie project ondersteun. In jou afkondigings vir hierdie week. Ons begin met 'n baie belangrike boodskap van Marley. Goeiemôre Domesday gemeente. Ons nooi elke musikale wese uit wat 'n passie vir lofprysing en aanbidding het na ons musiekafskop hierdie Woensdag aand om 7 tot 8 op die Kuierstoep. Ons wil graag ons musiekspan uitbrei en ontwikkel. En dit maak nie saak op watter vlak jy tans met jou instrument of stem is nie. Ons wil jou graag ontmoet. So kom stel jouself asseblief voor en kom geniet 'n lekker versnappering en natuurlik 'n goeie koppie boeretroos. Ons sien uit om jou daar te sien. Tydens volgende week se erediens, die 16de Maart, kom tree die Johannesburgse jeugkoor by ons op. Kom gerus, dit beloof om 'n onvergeetlike geleentheid te wees. Ons nooi alle sonnaarskoolaanbieders en aanbieders van die kinderformasiegroepe na 'n vergadering Woensdag die 19de Maart om 6:00 hier by die kerk. Kontak gerus vir Jolandi as jy enige verdere inligting benodig. Ons nooi alle tweens, dis nou laerskoolkinders van graad 5 tot 7, na die volgende pop-up tweens geleentheid. Dit is 'n oorslaapkamp die 21ste tot die 22ste Maart wat by FGK gaan gebeur. Die tema is What would Jesus do? En die koste is R50. Kontak gerus vir Tannie Ingrid vir enige verdere inligting en bring gerus 'n maat saam. En dan val ons hoërskoolvriende, dis weer sulke tyd. #Imagine gebeur die 4de tot die 6de April 2025. Hier is 'n klein lusmakertjie. My weekend has been really amazing. What I've really enjoyed so far is the fact that I've seen the kids open up in ways that they've never opened up before, but not only just the kids, I've really seen the leaders connect in a way that they've never connected before. Yeah, I've just loved it. Worship has been amazing to see all these kids lift up their hands and not have Christian karaoke, but have genuine worship with they're just giving everything towards God. I'm Kayla, we're from Neisner, and yeah, this has just been an awesome weekend. It's such a big blessing to our kids, honestly. It is just so amazing to see them all here and just completely opening up and surrendering themselves to the Lord. The volunteers here are so amazing. They're all super kind, loving. They're honestly all just here to serve, and it's such a great environment for all these teenagers to be in. En dan, laastens, as gevolg van die konstruksie wat op die oomblik in die saal aan die gang is, gaan daar ongelukkig vir die res van die kwartaal geen kinderformasiegroepe plaasvind nie. Ons vertrou julle verstaan hierdie omstandighede en ons sien uit na 'n nuwe kwartaal met 'n nuwe saal en nuwe formasiegroepe. Dis jou afkondigings vir hierdie week. Mag dit 'n geseënde een wees. Net voordat ons 'n slotlied sing, wil ek geleentheid gee vir een van ons tieners om so ietsie oor Imagine te sê. So terwyl sy vorentoe kom, ons sien nou terwyl daar nou nie kinderformasie is nie, as daar nou ander goed wat ook gebeur. Kom ons luister vinnig net so na 'n gedagte of twee en dan Marius sommer direk daarna vir ons ietsie oor die bouprojek sê asseblief. Môre almal, so ek was self laas jaar by #Imagine en dit was regtig 'n life-changing experience. So behalwe vir net praise en worship, dis regtig 'n leergeleentheid en jy leer nuwe mense ken en jy leer meer oor die Here
en ek self het baie nader geraak aan die Here by hierdie kamp. So as jy 'n tiener is of 'n ouer van 'n tiener, ek en Tannie Ingrid gaan daar buite by die kinders wees as jy meer inligting soek of wil inskryf. Dankie, ek wil net sê, ek bly die kat gee my daar 'n kans vanaand so. Hoorie, ek wil gou 'n bietjie vir julle terugvoer gee oor die bouprojek, maar daar's 'n gesegde in die politiek, 'n week is 'n lang tyd. Nou ek wil dieselfde sê oor die bouprojek. Party van hierdie goed sou laasweek vars gewees het, maar hierdie week is dit al ou nuus so. Maar ek gaan julle gou 'n bietjie terugvoering gee, net so 'n bietjie waar alles begin het met ons visie vir ons gemeente, van 'n groeiende gemeente. Ons wil bou nie net op 'n gemeentevlak nie, maar ook op 'n fisiese vlak. So, daar's hy. Okay, net vandag, net vir julle almal terug te gaan. Julle sal onthou ek het hierdie aanbieding vir julle gedoen. Ons projekfase 1 het in 3 dele gedoen. Ons gaan die agterste deel gedoen het, die voorgang van die kerk met die voorportaal. Ons sou die stoep doen met die blou deeltjie daar en daai geel was die ingangsportaal. Ons totale koste was so 2,5 miljoen en daar sal ons mense weet ons totale kostes. So ek wil net gou 'n opdatering gee. Julle almal het dit gesien hoe dit gebeur. So volgende een. Okay, waar staan ons nou? Soos ek sê, hierdie goed sal ou nuus vir julle, maar ek hoop julle almal kyk nou, maar kyk net hoe mooi lyk ons plek, ons gebou nou. Ja, hierdie is nou al week of 2 oud, maar dinge het gebeur. Ja, die stoep het gevorder, ons is besig om die plafonne te doen. Net vanaf, waar staan ons finansies? So eerstens ons het donasies ontvang van 2,3 miljoen en vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het, hoe klein, hoe groot, of dit nou 'n baksteen is wat jy gekoop het, of 'n groot bydrae, of kom help het met die fondsinsameling, sal ons baie dankie sê. Sonder julle was dit nie moontlik nie. Ons het reeds betaal tot hierdie week 1,9 miljoen rand. Ons fondse beskikbaar op oomblik so 400,000 rand. Die berekening van ons bourekenaar om die projek fase 1A en B, C te voltooi, ek gaan nou net daaroor praat, so 450,000 rand, so ons kort nog so 50,000 rand, is dan nie 'n groot som nie. En die beraming van die totale koste is so 2,3 miljoen, dis so 'n bietjie minder as by 2,5, so ons het goed gedoen. Ek wil net sê, ek gaan nou sê, wat's volgende jaar? Nou, julle sal sien, ons begin nie met 2 nie, ons gaan aan met 1, en dis 'n goeie rede daarvoor, ons wil nie ons huidige boukontrak nie weer begin nie, want daar's ekstra kostes aan verbonde, so ons gaan eenvoudig net aan met C, D en E. Ek gaan terug, daar's eenetjie terug, daar sê. Ek weet nie of julle nog daai prentjie herken nie, maar ek dink nie meer nie. Maar net vanaf julle sê wat ons wil doen, julle sal sien daai geel geraamtetjie daar aan die ander kant, hy lyk al baie mooi, hy het al aluminium vensters, daai 3 lelike deure daar wil ons ook vervang. Maar jaar van die saak het ons stoep gedoen, so dis deel van 1D. Volgende een. Okay, ons gaan die kombuis so 'n bietjie opknap, ons gaan nog so 'n bietjie dink oor hoe ons dit doen, maar ons is hard aan die praat en hard aan die dink en hard aan die teken oor wat ons daar wil doen. En ook baie belangrik, ons wil, soos julle eintlik al gesien het, Jolande het nie eintlik 'n kantoor gehad nie, maar ons gaan nou vir Jolande 'n kantoor gee, so daar regsbo, so julle sien het, ons gaan ons 'n kantoor inrig, ons gaan die toilet skuif, as julle nou tyd kry, gaan loop daar en gaan kyk, is net, julle is haastig. Gaan 'n bietjie terug, so ons gaan die badkamer daar mooi vervang, en 'n inloop maak van hierdie sykant af, en nie meer deur die kantoor nie, ons het 2 kantoortjies hier onder sit, julle sal al sien hulle het al hard mee daarmee begin, ons storie gaan mooi lyk, so, ons is hard besig, en dit is basies fase 1D, en dan die ander 2 fases is ou bekendes, julle kan nou aangaan, okay, ek net sê D, soos die kombuis, die lyk op die stoep, dis die deure en vensters in die stoep en saal met aluminium, gaan die kombuis opknap, ons gaan die kantore en konsistorie opgradeer. Okay, en dan fase 1E en F ken julle, dis die saal wat ons gaan doen en die toilette. En okay, gaan die volgende een toe. Okay, nou daar is die kostes. So, dis die kombuis en kantore, dis die saal, dis die toilette, dis so 3,2 afgerond 3,3 miljoen rand. Ek wil net sê ons het met 1D en E begin. Ons dink ons het genoeg fondse daarvoor, maar ons kan nie met die toilette begin nie, want ons wag nog vir 'n bietjie fondse. Dat ek net vandag sê op die saalkant, ons doen dit ook as gevolg van die eksamens, daar is Milpark eksamens en ons het so beplan dat ons, want hulle bestaan om die vloer uithaal en vervang, dat alles gedoen kan word tussen die eksamens. Okay, hoe gaan ons dit befonds? So ons het 'n paar groot donateurs wat al 'n deel gegee het, maar ek wil net sê, hulle het gesê, hulle sal die laaste deel betaal. So dis in ons hande om seker te maak, ons kry die res van die geld. Borge baksteen, ons het al so 50,000 ontvang, so ons hoop ons gaan ten minste nog 200 kry, so as jy uitloop, gaan koop daai baksteen asseblief.
algemene donasies van so 500,000. Ons het 'n fondsinsameling begroot van 200,000. Dan het ons skuldbriewe wat ons al begin uitreik het van R1 miljoen. Ons gaan dit nie 'n bietjie meer uitreik want ons wag nog vir interim verfondsing. Maar die belangrike deel is asseblief mense, dis nou die tyd om te gee. Ons moet aangaan met die bouery, dis baie belangrik om momentum te hou en dis baie belangrik om dis baie meer kostedoeltreffend om nou aan te gaan. OK, en dis my laaste een en dis die laaste keer wat jy daai onderste foto links gaan sien. Ek sal hom nie weer wys nie. Bye bye. Dankie hoor. Vriende, kom ons staan en dan sluit ons saamwees vanoggend af met die sing van 'n lied. Ek weet nie wat dit is nie, so praat ek mense engletale. Klink vir my goed. Kom ons staan en dan sing ons deurlik saam. Ons gaan net vers 1 doen. Baie dankie. 1, 2. Praat ek mense engletale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde al simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlei, berge deur geloof versin. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Geliefdes van die Here, as jy in hierdie week dalk Lukas 5 weer wil lees, lees ook Psalm 25 saam met dit. En ontvang vanoggend die seënwoorde uit Psalm 25. Op ons God kan ons vertrou. Niemand wat op hom vertrou, sal teleurgestel word nie. Die troue God sal jou lei in waarheid. Hy was van altyd. Hy was ook vanoggend en in hierdie dag. En hy sal in die week wat voor ons uitlê, by elkeen van julle wees. Amen. Amen.